Op hierdie stil weeksdag, nie ver van Paardebergstasie af, hier in die Kimberleyse omgewing, lê hierdie klomp Britte, wat met die slag van Paardeberg doodgeskiet is. Generaal de Wet word beskryf as, in Hollands, as een rots. Dit is vir my tragies. As 'n mens net sien, feitelik oral in Suid-Afrika, word hierdie Britte, wat hier lê, in die vlaktes van Kimberley se omgewing, se grafte so netjies skoon gehou. En dan kom jy waar 'n boeremonument is. En ek gaan nou vir u wys. Die tragedie daarvan is, daar is toeroperateurs in die Kimberleyse omgewing wat toere reël na hierdie plekke toe. Maar niemand sal net hierdie ingang waar die boere se beendere lê, wat hulle lewens opgeoffer het vir ons land se vryheid in die tydperk van die Tweede Vryheidsoorlog, net so verwaarloos los. Dan staan 'n mens stil en dan dink jy net vir jouself, die slag wat hierso plaasgevind het, as hierdie koppies kon gepraat het in hierdie omgewing, sowel as daai rotse, daai klippe wat daar lê, en ek is seker, as 'n mens nader gaan, sê jy dalk nog patroonmerke daar sien, die slag wat hierso plaasgevind het. Ek het 'n boek by die huis, en die boek se naam is, Waarom het ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor? En dan gaan ek nou daai antwoord met jou deel. It's now a week's day in the vicinity from here 60 kilometers to Kimberley. And this area is called Paardeberg. And here a decisive war took place. And in Boer terms, we always discuss the term or the terminology of joiners or traitors. And what happened here, as a Boer, I believe that a joiner was the real factor of why the Boers lost the Second Anglo-Boer War. But more to say is, isn't it sad? And if you are a Boer, I am talking to you as well. If you stay in this vicinity, I am talking to you as well. All over South Africa, wherever there is British graves, it is always, or most of the time, so nice and clean. And they honor their soldiers by keeping it nice and clean. For a Boer, it's very sad for me if I go to the battlefield where my people died and it looks like this. But even so, the British came here to South Africa unwanted because of their greed, because they could not win the Boers on the battlefield. They turned to the most barbaric ways that any nation can do to another nation. And that is killing
the women and children in their concentration camps. A question was asked, when is a war not a war? When it is met by barbaric ways. The day when gold and diamonds were discovered in South Africa, the greed of the British had no limits. They just wanted the gold that belonged to the people of South Africa. They have left no stone unturned. They have burnt over 60,000 Boer farms because of their greed to get hold of it. Now recently there was a big discussion of the selling of the Cullinan diamond, which is on the Queen's throne. It belonged to the Boer people and the people of South Africa. Sad to say, to stand here today and to think of really what happened here. And these men that's lying here, hopefully one day the empire, the British Empire, have to give reason why they were sent here to come and fight an innocent nation. A nation that just wanted their own freedom, who just wanted to govern themselves. And you know, the only thing that we have left, what the British took here out of South Africa, is just these white dams, mine dams, and the big hole in Kimberley and Jagersfontein. We were stripped by the British that was supposed to be for our people. They came here with a force of 450,000 in 1900. As long as I live, I will tell the Boer folk of what happened in South Africa. All the wrong reasons are given to the Boer folk. We never invented the pass laws. It was invented by the British. My people were just normal farmers. They did not know about the pass. And in each and every concentration camp, if that woman or child was so lucky to leave that concentration camp to go somewhere else, she was given a pass by the British officer. So on her way, if she was stopped by British troops, she could show them that she had authorization to be outside the concentration camp. Apartheid wasn't invented by the Boer folk. The British is the inventors of the apartheid laws. Because in no concentration camps were blacks allowed to be with those white women and children. I wonder how many of your people did know that. And now I'm telling you that the Boers was never the inventors of apartheid. Kent gij dat volk vol heldenmoed en toch zo lang geknecht? Het heeft geofferd goed en bloed voor vrijheid en voor recht. Kom burgers, laat de vlaggen wapen, ons lijden is voorbij.
Rondom de zege onze dabren, dat vrije volk zijn wij. Dat vrije volk, dat vrije volk, dat vrije volk zijn wij. En hoor jij die machtige dreunen, oor die veld komt het wijd gesweefd. Die lied van de volkse ontwaken, wat harten het sudderen beef. Van de Kaapland tot boven die noorde, reist daverend lui die akkoorden. Dit is die lied van jong Zuid-Afrika. Dit is die lied van jong Zuid-Afrika. Dit is die lied van jong Zuid-Afrika. Die klop van ons osse wawiele, het die eeuwse rust verstoor. Dan aan van ons zonde is gote, het klove en kranse gehoor. Die dieren het stilstaan en luister, die bome het levend gefluister. Dit is die komst van jong Zuid-Afrika. Dit is die komst van jong Zuid-Afrika. Dit is die komst van jong Zuid-Afrika. Nou hierdie is die ingang waar generaal Piet Cronje gebly het met die naam van Kent Cottage. So ons gaan nou hier afloop. Dit lyk of die pad eintlik gegroei is. So die ingang lyk, die wind waai nou baie. Gelukkig my windkous vergeet. Maar dis die pilare wat hier voor sy hek lê. So hy het seker baie keer hierso. Hy het nou nie baie keer uit van sy plek af weggegaan nie, maar hy het seker 'n paar keer hier waar ons nou loop, hier uitgekom. So eentjie se stap al en is heeltemal toegegroei. Lyk my nie, hier bly niemand hier nie. Kyk maar net vir daai spinnekopweb. Maar dis hier waar generaal Piet Cronje gebly het. Ja. Dit lyk maar verskriklik hier. Ek sien daar amper gedink daar's 'n deur oop. Amazing, stoel staan nog nie. Dis nou die spreekwoordelike Kent Cottage waar generaal Piet Cronje gebly het. Hy is nou 'n paar keer is hy hier voor op die stoep afgeneem gewees. Maar ons wonder en dis nou die uitsig wat hy gehad het. Hier was nou nie bome hier nie, maar as jy nou hier so voor op die stoep sit, dan kyk jy reg op die see. Nou wonder ek nou net, ja, hoe of daai deur dalk oop is. Ek sien daar's 'n venster daar met die hele stoepgedeelte is toegegroei. Daar's 'n teken. Wat? Daai leeu vrye menslaars teken. Daar's hy aan die deur. Kry 'n stok, slaan net hierdie, Hoor wat ek sê. slaan net hierdie web wat hier is. Hierdie spinnekopweb af.
Asseblief man. Weet nie of hier iemand hier bly nie. Kyk het hierdie stoep ingeval. By plankvloere. Glo nie. Dis iemand. Jy, Ja, ons gordyne daarbo, ja. weet Nee, nie maar nie is liewe gordyne binne. of 'n ou hier kan loop nie. Dit is Hoe jy daai venstertjies uit daar, sien jy? ja, ek sien. Lyk my, ja, hierdie vloere is omtrent vrot. Kyk hoe lyk dit hier op die stoep. Nee, Mani sê daai vrye messelaar leeu wat daar is 'n vrye messelaar leeu. Weet jy nie hoe sterk is hierdie? Ek weet nie 'n mens kan daar ingaan nie, moet ek sien. Ek wil maar net hierso so 'n bietjie takke afbreek. Want hierso is daar 'n bietjie konkreet wat jy ook kan oploop. Manie, waar is daai lang stok van jou? Maar hy sagte dat hy gaan nie iets kan slaan of hierso. Ek wil net hierdie gordyn net hier wegtrek. Dankie. Maar hier bly niemand hier nie. Blykbaar is die eienaar weet ek nie van daar's 'n klavier. So. Dit lyk mooi. Al is 'n baie ou klavier wat daar is. Dus ja, 'n mens wil nou nie. Ek wou Piet van hier gebly het. Ja, Nog presies soos wat dit was. Toe hy hier gebly het. Van hom af sy. Toe op die uitgevoer in die see. ja, as jy nou hier gesit het, hierdie bosse was nou nie hier nie. Dis is die uitsig Teken op die weer. wat jy gesien het. Om vir myle daar op die see gesien het. Dink nie hierdie is dieselfde banke en goed, dit is nou so jammer. Daai deur kan nie oop nie. Ja. Ja, die deur is gesluit. Maar by hierdie selfde deur het Piet Cronje en sy vrou en sy leiwagte uitgekom. Hierdie plek is net so gelos. Hoor jy? Wat? Dit kom aan hierdie deur. Ja, maar ek is bang want ek meen Dit volgens sê as dit inbraak. ja, dis hoekom ek nie wil ingaan nie want ek meen. Maar hoe los Ek gaan die kamera daar vat. 'n mens 'n plek? En staan dan daarso en praat oor. Staan daar by stoep as waar ek met die kamera. Toe man, ek kan sommer hierso ook staan. Nee asseblief man, ek gaan Ek wil net weet of haar nie agter sit daar op Piet kan nie se stoel en praat doen. daai stoel is vorder. Dis maar is toegegroei hier agter. Ek dink nie eens 'n ou kan. Nee. Miskien as al dalk 'n deur daar agter wat dalk oop is. Ons wil maar net so stap. Stop hier's bye Mani. Regtig. Ja, hier's 'n by hierso. Ek wil maar net kyk hoe lyk dit hier agter. Yes, maar dit is toegegroei. Alles hierso is toegegroei. O nee, die dak en alles het al hier in mekaar geval. So lyk my hier bly niemand hier nie. Al vir jare nie. Ja. Etlike takke en goed wat hier is. So lyk dit hier in die agterkant. Daar is 'n perdehoef. Hier is 'n tipe van 'n stoorkamer wat hier is. Ai, dis nou jammer.
En ek baie graag wil gesien het hoe lyk dit hier binnekant. Ja. Yes, punte van hierdie bosse is skerp. Hey, steek hy my hier in gat. Wat is hierso nie? Hierso het my skarp parte hier. Lyk of hier 'n kar in 'n ongeluk was wat hierso geparkeer is. Boerehuis, malva voor. So malva plante. Ja, hierdie rooi malva. Al die boerehuise en die wetlands wat malva's voor. Sien, hou die slang. Ja, kyk hierso. Ja. Kyk hierso lê. Dis malva plante. Nou dit is Kent Cottage. Dit is die huis waar generaal Piet Cronje gebly het in sy tydperk hier in 1900 toe hy hier met 'n skip aangekom het. En hierdie huis is in 'n erge vervalle toestand. Ek meen hierdie hele voorste stoep is vrot. Dit lyk of hulle al hier ingebreek het want die vensters so goed is oop, maar ek sien na binnekant is 'n ou klavier. Dit is so tragies. Mense sal wonder wat het van hierdie eienaar geword het. Hy het net opgepak of is hy dood. En nou vergaan hierdie stuk geskiedenis wat hier op die eiland is. Maar Piet Cronje het dit baie lekker gehad hier op die eiland, want toe hy hierso aangekom het, was hy deur die goewerneur van die eiland ontvang gewees en hulle het hom gehelp om, as jy nou kyk waar Jamestown is, Jamestown as jy nou moet loop, is seker omtrent 4-5 kilometer van hier af. En hulle het hom daar op 'n amper iets soos 'n donkiekar of wat ek al het hulle weet hiernatoe gebring. So het hy 'n paar keer nou seker maar uitbeweeg om te gaan kyk hoe lyk die eiland. En daar is die vermoede dat hy wel 'n vrye messelaar is. Hierdie geskiedenisboek wat ek ook het, sê dit ja dat hy daar by die losies, ek dink losie 488 hier op die eiland, het hy 'n draai gaan maak en gaan kuier. Maar Piet Cronje het ook sy eie leiwagte gehad wat hom opgepas het. As gevolg van sy besluit wat hy gehad het daar by Paardeberg, wou hy glad nie naby die kruisgevangenekampe gehad het. En dit staan ook so in hierdie boeke. Dit 'n Engelse boekie wat 'n vrou geskryf het wat hier op die eiland woonagtig is oor die geskiedenis. En hierdie boekie sê ook hy wil glad nie so toe gegaan het nie, want die boere was nog steeds baie kwaad vir hom gewees. Mens kan nie dink ja dat hy so groot oorwinning by Magersfontein gehad het. 'n Mens kan nie verstaan dat hy sy familie, sy vrou en sy kinders en hulle seker skoonseuns of dogters saamgevat het gedurende daai tydperk nie. Generaal de Wet het dit ook gesê. Hoe vat jy jou familie saam? 'n Ander rede wat ook tot die nederlaag daar gelei het. Generaal de Wet het hom hoeveel keer gesê, die waans wat julle mee trek, nee, verhinder julle dat julle kan spoed optel as julle moet vlug. Jy moet dit verander na iets anders toe, waar hy wil ook nie geluister het nie. Maar die Brit wat my gekontak het, hierdie hele verhaal is op my YouTube, het ook gesê, dat die manier hoe generaal Piet Joubert vir generaal Roberts gegroet het, by Paardeberg, het gewys dat hy 'n vrye messelaar was. Maar hy het ook gegaan en agter die boere gaan konkel met Roberts om daar oor te gee. Nadat Dani Tron gestuur was om 'n ontsnappingsroete vir meeste van daai boere wat daar geveg het teen die Britte gekry het, maar hulle wil ook nie gegaan het seker teen die generaal se besluit om te sê veg of julle doen wat ek vir julle sê nie. Ja, dis 'n tragedie in ons volk se geskiedenis. Maar daar's nou 1 of 2 punte wat 'n mens nou na kan kyk. Die
boere wat oorgegee het by Surrender Hill onder generaal of onder kommandant Martinus Prinsloo, het die 4.500 man. Die boere wat onder generaal Piet Cronje oorgegee het by Paardeberg, was ook so 4.500. So as jy gevat het, dat as hy net geluister het, dan kon daar baie moontlik 'n oorwinning gewees het. Dan sou die hele geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog heeltemal 'n ander roete en goed gehad het. Maar die belangrikste is, hierdie boerevolk het nie geluister na die geloftes nie. Hulle het nie gelofte dag geëer nie. Na die slag van Bloedrivier het hulle vir 40 jaar nie die gelofte gehou nie. Toe breek maar die eerste Vryheidsoorlog uit. Daar het hulle by Parakraal by mekaar gekom, oor die 8000. Daar het hulle weer vir God gevra, gee vir ons asseblief die Britte in ons hande. Ons sal hierdie gelofte herdenk. En hulle het dit weer nie gedoen nie. En toe breek die Tweede Vryheidsoorlog uit. Aan die een kant, dit is verskriklik hartseer. Ek het 55 konsentrasiekampe besoek in 'n 7 jaar tydperk. Dit is hartverskeurend as jy kyk na die vrouens en die kinders wat daai verskriklike lyding moes deurgemaak het. Maar die ou mense het 'n gesegde gehad, as jy nie wil hoor nie, gaan jy voel. En dit is presies wat gebeur het met hierdie volk van ons. Omdat hulle nie geluister het nie, omdat hulle nie gehoor gegee het aan daai gelofte nie. Nee, ek sê nie dit was 'n straf gewees nie, maar ons God is 'n jaloerse God. Jy maak nie 'n gelofte met hom en dan verbreek jy dit. Dis nie met jou pel of 'n paar mense met wie jy dit doen nie. Jy dis 'n weet, gelofte dag is eintlik belangriker as jou verjaarsdag. Ek wil net laastens sê, dit het al by my opgekom met die vraag van, maar hier was 6000 boere gewees teenoor 2000 Britte. Goed, die Britte was gewapend gewees. Ek glo dat hulle partykeer gedink het om in opstand te kom teen die Britte. Hulle kon maklik hierdie Britte geoorrompel het. Ja, daar sal seker 'n paar gesneuwel het, dit is so. Maar hulle kon net die Britte oorrompel het. Ek dink die probleem wat hulle seker maar onder mekaar bespreek het was gewees. Goed, nou het hulle die Britte oorrompel. Hulle het nou hierdie eiland in hulle besit. Hier is net 'n koffie besigheid hierso op die eiland. Hier en daar sien jy mense met 'n bietjie groente, aardappels en eie en so aan. Alhoewel hier 'n geweldige groot potensiaal is om landbou hierso toe te pas. Maar dit lyk maar vir my dat hierdie mense nie hierso die moed het of die durf het of hulle stel nie belang. Dis die houding wat dis die gevoel wat ek kry om dit te doen. Hierdie eiland is definitief nie 10 km by 6 km nie. Hierdie eiland, net met sy valleie en goed nie, is baie groter as wat 'n mens besef. So as hulle nou die Britte oorrompel het en hulle het hier agter gebly, hoe sou hulle oorleef het? Hoe het jy vir 6000 boere elke dag kos gegee? Jy kan nie nou 'n mielieplant en môre eet nie. So dit sou 'n lang proses gewees het. Ons het nie skepe daai jare gehad om te sê, goed, nou kan ons gaan nie. So hulle het geen keuse gehad as om hierso te bly. En generaal Piet Cronje het onder in Jamestown was hy die eerste persoon wat toe die vryheidsbrief gaan teken het. Die Oath of Allegiance. En so is hy hierso weg. En so tyd later het hy in 'n sirkus gaan werk in Amerika om nou 'n basiese skyngeveg te wys vir mense hoe die boere teen die Britte geveg. En ek en my ander vriend, neef Ludwig Meiburg, het die laaste keer met 'n dokter 'n onderhoud gaan doen wat ook nou intussen tyd oorlede is. En ons het die eensame graf van generaal Piet Cronje tussen Klerksdorp en Ventersdorp opgespoor. En hier so 'n stukkie die dag wat ons toe nou daar gedoen het. Maar nou ja, ons was regtig bevoorreg gewees. Vandag skyn die son, die reën het opgehou. So ons het omtrent nog 3 of 4 goed wat ons nog moet afneem. Maar wat 'n ondervinding. Dit is eintlik net
tragies dat ons nou hier vandag is, Mani wat hier agterop is, wat hierdie goed saam met my kan deel. Ek weet nie of julle ooit hiernatoe sal kom nie. Dis die groot probleem wat ons gehad het hier op die eiland. Tot ek 'n kaart uit 'n boekie uitgesny het en hom mooi met mekaar oorleg, vasgeplak het en toe nou gesien het. Want jy kan nie gaan op hierdie kentekens wat hulle hierso het, soos byvoorbeeld straatname en goed nie. Jy gaan nie by hierdie plekke uitkom as jy nie weet waar dit is nie. Ja, met 'n toergids wat jou 'n hele paar rand gaan kos, sal hulle jou vat. Maar nou ja, generaal Piet Cronje, as ons jou handtekening kan kry dat jy 'n vrymesselaar was, nee, dan sê dit ook alles. Jy weet, dan was die vermoedens en goed reg gewees. Maar dit is nou so jammer, hierdie plek is so toegegroei. Jy weet, ek sien die dak hier in die agterkant het heeltemal in mekaar geval. Ek sou so graag hier binnekant wil ingegaan het. Ek weet nie waar mens weer die eienare goed sou opgespoor het nie. Maar dit is Kent Cottage, hierso op die eiland. Boerevriende, dis vir my weer 'n voorreg, en ek wil net vir neef Ernest baie dankie sê. Neef Ernest kom staan hier langs my. Neef Ernest het so jare of wat begin om my YouTube kanaal dop te hou, en hy het ook 'n geweldige passie vir ons boerevolk se geskiedenis. En soos wat ons nou maar mekaar leer ken het en hy meer geweet het van my en goed wat ek doen, het hy nou besluit, na ek nou teruggekom het van Sint Helena af, dat ek hom op hierdie besonderse toer moet neem om vir hom hierdie plekke te gaan wys wat nou deel word van hierdie Ek is 'n boer dokumentêr wat ek verfilm oor die boereverraaiers en uiteindelik ook die aanleiding van waarom het ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor. Nou, dis vir my 'n voorreg om hierso by Paardeberg te wees. Dit is so 60 km van Kimberley af. Vir diegene wat dalk belangstel in hierdie toere, asseblief, jy is baie welkom om my te kontak. Dis regtig 'n baie spesiale en 'n besonderse ondervinding om hierdie toer mee te maak en om hierdie plekke te sien waar hierdie mense wat deel was van waarom ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor het, te gaan wys. En ek dink net met die bewyse, nee, is dit altyd beter as iemand vir my die teendeel kan bewys en kan sê, maar dit is nie so nie, dan is ek weer eens mans genoeg om te sê, ek is baie jammer, hier is my hand, kom ons maak dit reg, en dan vat ons dit van daar af. Nou, ek het 'n man leer ken, daar in die Klokkelaanse wêreld. Hy was baie ontstel toe ek gesê het, ja, dat generaal Piet Cronje, wat hier by Paardeberg oorgegee het met 4.500 man, dat hy 'n verraaier was en 'n vrye messelaar. En ek wil nou nie sy naam noem nie, maar ek wil nou net graag vir julle, en hierdie is alles by my beskikbaar, julle is baie welkom om my te kontak omtrent dit. Met my besoek aan Sint Helena het ek, daar was 2 vrye messelaar losies gewees, so beter bekend Freemasons. Ongelukkig het die een losie in 1909 toegemaak, so al die dokumentasie wat daar was is teruggestuur Engeland toe. En in die ander Freemason wil ek ook net vir hulle daar op die eiland Sint Helena sê baie dankie dat hulle my so mooi ontvang het daarso. Ja, daar's verskriklike goed wat ook vertel was deur hulle en jy weet, ek moet onder andere uit 'n kopbeen bloed gedrink het en sulke nonsens. En soos wat ek hier vandag staan, doen ek dit. Ek weet nie hoekom ek dit doen nie, maar ek glo dat ons Hemelse Vader 'n groot prentjie is. En die hele rede wil ek nou vir julle sê wat my eindboodskap is op die laaste dokumentêr van wat die werklike rede was waarom ons die Tweede Vryheidsoorlog verloor het. Maar wanneer u nou hierdie reeks aanskaf, dit is 'n stel van 6 DVD's, dan kan u die eindelike boodskap sien wat ek vir u bring. Nou was generaal Piet Cronje 'n vrye messelaar of was hy nie gewees nie? Ek gaan nou vir jou
hierdie boek wys waarop dit bevestig word dat hy wel een was. En hierso staan: wie het almal aan die vrye messelaars behoort? En dit was nou gedurende die ZAR se regering. Die volgende Vrystaat en ZAR presidente was almal vrye messelaars. Waarnemende Vrystaatse president P.J. Blighnout, presidente M.W. Pretorius, Jan Brandt, F.W. Reitz en die ZAR president F. Burgers, as ook waarnemende Transvaalse presidente Stefanus Koeman, Daniel Jacobus Erasmus en Skalk Willem Burger. Boere-generaals en offisiere wat aktiewe vrye messelaars was, sluit in Louis Botha, Piet Joubert, Piet Cronje. Ben Viljoen se handtekening is in daai vrye messelaarsboek wat ek daar op Sint Helena gekry het. Net omblaai hier aan die ander kant. Havinga en die prokureur van Senekal, Fanny Filonel, J.P. Wessels, Philip Botha, Dani Tron. Dani Tron wat die ontsnappingsroete hier gereël het, was 'n vrye messelaar. H.P. van der Post, Piet Visser, Dr. W.J. Leitz, J.H. Olivier, J.C. Smits, George Band en S.P.E. Trigard. Nou baie snaaks, nee, is toe ons nou begin het met die toer, het ons verby Petrusstein gery en ek het nogal 'n hele paar jaar terug op Erfenisdag generaal J.H. Olivier se graf gaan skoonmaak aan die agterkant by die ou kerkhof, 'n kwart akker groot, waar generaal J.H. Olivier begrawe is. En hierdie skrywe kom uit hierdie boek van Charles Smith, nee, is Charles Smith. Ja. Charles Smith, vrye messelaars, vier hulle 250ste jaar in Suid-Afrika. So, as jy vir my die teendeel kan bewys, asseblief kontak my, maar hierso is die bewys. Ek wil graag vandag hier afsluit oor generaal Piet Cronje. Nou, vir neef Ernest wil ek weer eens baie dankie sê. En daar is volksgenote wat 'n mens regtig voor dankbaar is. Soos ek gesê het ook, mens wil die bewyse gee. Mens wil nie net sê, ja, jy weet, ek dink hy was 'n vrye messelaar. Jy weet, ek dink dit is onregverdig ook, en ek het daai dag met die vrye messelaar loosie ook gesê, dat as 'n mens nie die bewyse het nie, dan is dit regtig baie verkeerd om iemand te beskuldig van iets wat hy nie was nie. En so ook het neef Ernest, ek het jou van vergeet. Kotse. Neef Ernest Kotse, 'n ongelooflike werk gedoen. Ek het hierdie boek in my hand, hiervoor staan generaal P.A. Cronje, 'n lewensskets deur Hendrik Petrus van Coller, M.A., voorgelê ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad dokter in wysbegeerte in die fakulteit van letterkunde en wysbegeerte vir die Universiteit van Pretoria. En dit was gedoen, liewe boerevriende, in 1945. Hier is die hele verhaal van wie en wat generaal Piet Cronje was. Baie interessant het neef Ernest Kotse weer vir ons 'n ongelooflike boek opgespoor. Dis by my beskikbaar. En hierdie meneer is 'n J.H. de Bruin, advokaat J.H. de Bruin. En hy, in hierdie opskrif op hierdie dokument, hy's omtrent, laat ek net gou vinnig kyk, 400 bladsye, 435 bladsye. En hiervoor staan 'n regshistoriese studie van die finale oorgawe van die Oranje Vrystaat se konvensionele magte gedurende die Anglo-Boereoorlog 1899 tot 1902. So 435 bladsye. Die nagevolge oor
generaal Piet Cronje wat hier oorgegee het met 4.500 man, ook die ander 2 boere verraaiers, prokureur Fanny Filonel en kommandant Martinus Prinsloo, by die brandwater kom, of beter bekend by Surrender Hill. As jy my nie glo nie, dan moet jy hierdie in die hande kry. Want hier is alles gebaseer op feite. Nou, ek wil nou net vir julle 'n opsomming gee oor die hardkoppigheid van generaal Piet Cronje hier by Paardeberg. Ek glo net dat as hy geluister het na raad, want hy was baie eie wyse gewees, sou dit die hele toneel hier verander het met hierdie slagting wat hier plaasgevind het, waar daar 'n Britse mag was van 15.000 onder Roberts, een van die Britse moordenaars, saam met Kitchener, met die verskroeide aarde beleid, waar soveel oor die 60.000 plase afgebrand was, en waar daar meer as, ek sê, 38.000 vrouens en kinders in die konsentrasiekampe gesterf het. Maar as gevolg van die hardkoppigheid van generaal Piet Cronje, wil ek net vir julle 'n opsomming gee van watter tipe mens hy was, maar daar is natuurlik nou in hierdie ander 2 boeke 'n baie groter prentjie. Nou kom ek begin. Na die slag, hier is net so 'n kort opsomming wat neef Ernest vir ons gedoen het. 'n Opsomming uit die verhandeling van Hendrik Petrus van Coller oor generaal Piet Cronje as deel van sy doktersgraad in wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria in 1945, en dan Piet Cronje as persoon. Cronje was kort van die meer en 'n baie eie wys en hardkoppige persoon. Hy het geen ongehoorsaamheid geduld nie. Teestand en kritiek het hy nie verduur nie. Hy alleen was baas en geen mens het dit ontsien nie. En dit kom so op bladsy 253 voor. Hy was godsdienstig en vroeg. Nou gaan ek vir jou so 'n bietjie geskiedenis van generaal Piet Cronje hier by Paardeberg. Na Magersfontein op die 9de Desember in 1899. Cronje volg negatiewe taktiek na Magersfontein. Hy laat die Britte toe om terug te trek na Modderrivier. Cronje word gewaarsku om op sy hoede te wees vir die Britte, maar ignoreer dit. Cronje moet 1500 man agter om die Britte se laar stuur, om spoorlyne te verwoes en om voorrade af te sny, maar hy het dit nie gedoen nie. Die regering wou terugvoer hê oor die plan om die Britte van agter aan te val, maar Cronje het weer verskonings gemaak dat dit sy laar sou verswak om die 1500 te stuur. Die regering wou terugvoer hê oor die plan om die Britte van agter aan te val, maar Cronje het weer verskonings gemaak dat dit sy laar sou verswak om die 1500 te stuur. Cronje met sy hele mag het stilgesit en wag vir die Britte om hom aan te val. Generaal Dellery wat by Oskoppies was, is nou jammer van die bome en die goed hier onder by Modderrivier, het daar vir hom gewag en gesê, jy wil nie hoor nie, jy moet ontslaa raak van daai waans wat so swaar is, en hoekom Piet Cronje sy vrou en sy kinders saamgebring het in hierdie veldslag, sal net hy weet. Maar hy het weer eens ook nie daar geluister nie. Eers op die 3de van die eerste maand 1900 het Cronje 300 man gestuur om die spoorlyne te beskadig. Generaal Dellery en de Wet was gekant teen Cronje se stilsit en wag. Die regering wou 1000 man met generaal Dellery stuur as versterkings na Koelsberg, maar Cronje was weer eens gekant, omdat hy van opinie was dat hulle te laat daar sou aankom. Cronje moes teen sy sin generaal Dellery met 1500 na Koelsberg stuur. Dis hoekom ek sê dat 'n mens nie net iemand wil sê, jy weet, hy was 'n verraaier gewees nie, of die toedoen wat hy gehad het, jy weet, ons wil seker maak dat ons feite en goed reg is, en alles kom uit hierdie boek uit. Met die bladsy, nommers.
Cronje het nog steeds gewag vir die Britte om aan te val. Cronje sien nie dat sy negatiewe houding 'n probleem is nie. As gevolg van leeglê het baie burgers die laar verlaat, soos die getalle daagliks verswak. Cronje kon nie sien dat Methuen sy magte versterk en herorganiseer nie. Hy het gedink dat sy stellings oninneembaar was en dat Methuen dit nie sou waag om hom aan te val nie. Teen die einde van Januarie het Cronje nog steeds gewag vir die aanval. Cronje hoor eers op die 4de Februarie 1900 van die Britte se versterkings. Cronje telegrafeer die regering dat hy steeds posisie hou. Dit het die regering erg ontstel en dit is nou die regering van die ZAR. So Cronje wag nog steeds met tussen 8.000 tot 10.000 man dat die Britte hom moet aanval. Sy beheerde mag was baie swak omdat die perde in 'n swak kondisie was, want om Magersfontein was die veld uitgetrap. Nou ja, ons is nou in die somermaande. Het het vanoggend lekker begin reën toe ons op Springfontein was, maar in daai Desember maand toe hy daar was, ek dink met 10.000 perde, kan hulle nogal baie vreet op 'n dag. So die perde was in 'n baie swak toestand. Op die 10de Februarie 1900 was die Britte se magte soos volg. Hulle het 21 mylwaans, 600 ossewaans, 14.000 perde, 12.000 myle, 10.000 osse en 37.000 manskappe gehad. Cronje ontvang op die 10de Februarie 1900 'n berig dat daar 'n groot Britse mag by Remdam is. Cronje was oortuig dat dit 'n set was van Roberts om hom te mislei. Sien, hy wil nie luister na raad nie. Het maar stil gesit. Cronje stuur De Wet met 450 man en kommandant Libbe met 400 man om die Britte te keer. Op die 13de Februarie vind Cronje uit dat French se perdekommando dreig om Modderrivier by Klipdrif deur te gaan. Cronje besluit om nog te wag. Cronje se magte was erg versprei en hy het nou ongeveer 5.000 burgers in sy laar gehad. Met ander woorde, presies waar ons vandag hierso staan by Paraberg. Cronje besluit om nog te wag, wat president Kreer baie onrustig gemaak het. Dit sou niks baat as Cronje met sy hoofmag stil lê terwyl die Britte die Vrystaat binne geval het nie. Op die 15de Februarie ontvang Cronje berig dat French oor die Modderrivier is en daarin geslaag het om die boerekommandos uiteen te jaag. Op die 15de Februarie ontzet French vir Kimberley. Cronje hou nou 'n krygsraadvergadering omdat hy hom nou tussen twee afdelings van Roberts bevind en daar word nou besluit om terug te trek. Die waans is inderhaas gelaai en die burgers was angstig vir die gevaar om gevang te word, des te meer oor die teenwoordigheid van vrouens en kinders in die laar. Die terugtog het eers op die 16de Februarie 1900 begin. Om 6 uur die 16de Februarie 1900 besluit Cronje om nie langer op versterkings te wag nie. Om 6 uur op die 16de Februarie besluit Cronje om nie langer op versterkings te wag nie en bevel om ooswaarts te trek. In die donker trek hulle nou met 'n swak bereide mag, gevolg deur 'n swaar gelaaide waans met baie mans, vrouens en kinders te voet met hulle wanhopige vlug vir die Britte. Van al die weë wat oop was vir Cronje, die een gekies met die minste kans op sukses. 400 swaar belaaide waans, 1/3 van sy manskappe te voet, die meeste burgers met swak perde en die hindernis omdat daar vrouens en kinders saam met hulle in hierdie gemors was. Die roete het Cronje ook van sy kommandos afgesny. Die Britte gewaar Cronje se trek vroeg die oggend van 17 Februarie en val hom aan by Klipdrif. Cronje was genoodsaak om dig by die Modderrivier te trek om water vir mens en dier te kry. Hulle het die Britte teruggeskiet. Cronje het sy vyand geminag en op sy tyd weer teruggeval sonder die minste vrees dat hy in hulle hande sou val. Die nag kon hy
nog maklik sonder waans deur die rivier gekom het. Die Britte sou eers die volgende dag Kudusdrif beset. Daar was dus genoeg tyd vir Cronje om met al sy manskappe te ontsnap. Verstaan dit nie, sy laar wou hy nie vir sy leer opgeoffer het nie. Dit sê basies hy wil nie die laar met die vrouens en kinders is belangriker as sy manskap. Goed, neef Inne sê ja dat die vrouens en die kinders en sy vrou en sy kinders was meer vir hom belangrik as sy manskappe. Cronje sou dus ontvlug het as hy nie die oormoedige, hardkoppige man was wat sy vyand gering geskat het nie en tronig geword het op sy burgers as hulle van gevaar gepraat het. Op Saterdag 17 Maart 1900, vroeg die oggend het hy sy laar die laaste keer versit. Om 10 uur was hulle by Paraberg en was net besig om die waans in 'n laar te trek toe die bomme onverwags in die laar begin val. Op die kaal vlakte was die burgers onbeskerm en het agter die walle van die Valrivier ingevlug. Cronje het hom min aan die kanonne gesteer en met sy sambok die burgers probeer ooreed om hulle skuilings te verlaat. Hy het links en regs met sy sambok geslaan totdat elkeen sy plig gedoen het. Die aand van 17 Februarie het Cronje se offisiere voorgestel dat die goedere of dat hulle moet pas op dat die goedere in die waan van die vrouens in die vyand se hande val en dat die burgers deurbreek en by die ander kommandos aansluit. Cronje wou dit nie aanvaar nie. Hy het die laaste kans om sy leer buite gevaar te bring laat verbygaan. Die menslike element in Cronje het gesorg dat die Britte die oorhand kry. Hy het hom by die onmiddellike bepaal en nie wat dalk môre en oormôre kan gebeur nie. Cronje het 'n verkeerde besluit geneem om al sy mense bymekaar te hou totdat hulp van die buite af opdaag. Sy gebrek aan strategie het hom nie laat besef nie en dat as hy langer sou wag, daar geen kans op sukses was nie. Sy minagting van die vyand, oormoedigheid en eie wysheid het sy lot verseël. Cronje was deur die reuse Britse mag ingesluit. Hier op die walle van Modderrivier sou hy 'n 10-daagse stryd met die vyand voer. Kommandant Vrodeman, wat saam met Cronje ingesluit was, het op die 15de Februarie 1900 met 50 man deur die Britse linies gebreek en by De Wet aangesluit. Kon ontsnap. Ja. Het ontsnap. Weereens, nee, daar was 'n ontsnappingsroete uitgewerk vir hom, maar generaal Piet Cronje wou nie luister nie. Cronje het te lank gewag en sy enigste hoop was van buite. Nou om 'n slotsom te maak, die oorgawe. Op Dinsdag, die 20ste Februarie 1900 het Cronje berig ontvang dat generaal De Wet en Philip Botha hard besig is om met die Britte te veg. Op die 21ste het Cronje 'n brief van Roberts ontvang dat hy nie bewus was dat daar vrouens en kinders in sy laar was nie. Roberts was gewillig om die vrouens en die kinders te laat gaan en vra om verskoning as hy die vrouens en die kinders leed aangedoen het. Hy was ook bewus dat Cronje 'n gebrek aan geneesheer en medisyne gehad het en dat Roberts dit aan Cronje sou voorsien het. Cronje het geantwoord dat hy die vrylating van die vrouens en kinders weier omdat die vrouens hulle mans wou ondersteun en die aanbod van dokters en medisyne van die hand gewys het. Cronje se posisie was nou meer sorgwekkend aangesien sy onderhandelings met Roberts misluk het. Die gewondes kon nie behandel word nie. Die gekerm en die gekreun en die angs en skrik het vermeerder. Vroeg op die 21ste het generaal De Wet getelegrafeer dat hy sy posisie moet verlaat omdat die vyand te sterk was. De Wet het sy bes probeer maar kon nie vir Cronje bevry nie. Die regering het al die aanvoerders in die omgewing tot samewerking aangespoor om Cronje te bevry. So dis nie dat daar werklike pogings was of dat hulle net besluit het, ag los vir Cronje, jy weet met hierdie vrouens en kinders en so aan en vat nou maar pad nie. Hulle telke male probeer om hom te ooreed om sy waans te los en te ontvlug. Maar hy was hardkoppig, hy wou nie geluister het nie
En dit het 'n groot bydrae gegee tot die oorwinning wat die Britte hier behaal het, en omdat hy net die wit vlag opgesteek het en oorgegee het. Op die 22ste was Cronje se posisie onveranderd. Hy stel nou aan Roberts voor dat hy gewillig is om 'n hospitaal op te rig 1000 tree van sy laar af. Roberts sê hy sou dan nie genoeg dokters vir sy eie manskappe hê nie en weier die voorstel. Op die 22ste was die rookwolke so dig van die bombardement dat die heliograafkommunikasie tussen de Wet en Cronje nie kon plaasvind. Generaal de Wet probeer om Cronje te bevry, maar kon niks uitrig. Roberts stel voor dat die 12 Britse kruisgevangenes van Cronje en 4 Britse gewondes met 4 boeregewondes sou uitruil. Cronje het die voorstel aanvaar. Teen die tyd was byna al die perde en vee reeds dood, en dit het 'n afgryslike reeks afgegee. Daar was 'n paar poele staande water in die rivier. Van die dooie diere het in die poele ontbind, so die watervoorraad was baie beperk. Daar was ook omtrent niks kos nie, en die min slaap wat die burgers moedeloos gemaak. Op die 24ste het daar groot uitkoms gekom in die vorm van swaar reënbuie, sodat die rivier vol geword het en die verrotte diere weggespoel het. En dit het na aanleiding gegee, toe die Britte nou daar van Paardeberg af onder by die rivier kom, die dooie perde wat hierso bo was, het natuurlik nou afgespoel soontoe, en die Britte het lustig na hierdie lekker water, het hulle gedrink, en daar is toe op die uiteinde 2000 van hulle dood, daar in Bloemfontein. Cronje stuur na de Wet met 'n heliograaf dat hy net nog kos en ammunisie het oor vir 'n dag. Die toestand was nou kritiek en die gewondes kon ook nie versorg word nie. Generaal de Wet stuur vir Danitron na Cronje se laar met die boodskap dat hulle die laar moet verlaat en deur die rivier moet kom, en dan sal hy van sy kant af die aanval met die Britte tegemoet gaan. Volgens Danitron was die toestand in die laar onbeskryflik elendig en aaklig. Cronje en sy vrou was gesond. Gewondes het vergaan weens geen kos en verpleging. Daar was ongeveer 100 perde in die laar in 'n baie swak toestand. Die laar was totaal omsingel en daagliks deur bomme bestook. Britse skerpskutters het aanhoudend oor die laar gevuur. Die mense het hulle in slote en gate in die walle van die vuur gevestig. Die gladde modder weens die reën het beweging baie moeilik gemaak. Daar het egter nog geen ernstige siektes onder die mense uitgebreek nie. Die meeste waans en ammunisie was verbrand. Te midde van die omstandighede het Danitron die plan aan Cronje oorgedra. Cronje se burgers was moedeloos en sonder perde, sonder kos en ammunisie, en het byna geen slaap nie. De Wet se pogings het nie gewerk nie, met ongeveer 5000 man. Cronje het nou tot God gebid om krag, hulp en bewaring van sy manskappe, maar Cronje was nog net so hardkoppig soos altyd. Die burgers het vertroue verloor en openlik gesê dat hulle wil oorgee. Cronje en Tron wend 'n laaste poging aan om die teneergedrukte en wanhopige burgers tot inkeer te bring. Reeds uitgeput met opgerolde broek en modderbedekte klere en met 'n kawats in die hand het Cronje heen en weer geloop om die burgers moed in te praat. Hy het ook 'n opdrag gegee om dadelik 'n brug oor die rivier te bou op die aand van die 25ste Februarie 1900. Om 5 uur die middag sein Cronje aan de Wet dat hy ingestem het tot sy plan. Die rivier is ook vol water. De Wet het tevergeefs op die afgebreekte plek gewag. Op 5 uur die middag het Cronje aan de Wet gesê dat hy ingestem het tot sy plan om te ontsnap, maar hy het gesê die rivier is vol water en de Wet het vergeefs op die afgespreekte plek gewag. Tron het weer teruggegaan, Danitron het weer teruggegaan na Piet Cronje, maar nog steeds hardkoppig soos altyd. Ek gee maar net vir jou 'n samevatting wat in hierdie boeke voorkom. Daar's baie meer goed wat jy kan lees.
Die oggend van die 26 Februarie ontdek die Britte dat Cronje besig is om 'n kettingbrug oor die rivier te bou en dat hy daardie aand 'n tweede poging wou aanwend om te ontvlug. Die Britte het die brug met die kanonne stukken geskiet. Die rivier het nog voller geword en Cronje se laaste hoop verydel. Op 4:00 die middag stuur Cronje sy laaste heliograaf aan De Wet dat die meeste burgers 'n oorgawe eis. Generaal Piet Cronje lees toe Psalm 60 vers 13 tot 44. Daai middag om 4:00 het Cronje sy laaste boodskap aan generaal De Wet gestuur met die heliograaf. Die Britte het toe nou al begin leer hoe werk hierdie storie en hulle het toe nou uitgevind wat generaal Piet Cronje mee doenig was. Daar was ongeveer 70.000 troepe met 120 kanonne wat Cronje omsingel het. Cronje besef teen die aand van 26 Februarie, maar waar het jy die gelees? Want as hier 15.000 troepe was, waar die 70.000 vandaan? In die begin 15, met al die versterkings ingestuur, van al die kant af, die klop Engels. O, goed, ek wil net 'n regstelling maak. Ek het in die begin gesê dat Roberts hierso by Paardeberg met 15.000 troepe begin het om generaal Piet Cronje hierso by Modderrivier aan te val. Maar soos wat die oorlog nou verder gegaan het daar al hoe meer en meer Britte aangesluit by generaal Roberts hier by Paardeberg. Op die uiteinde was daar oor die 70.000 troepe met 120 kanonne wat Cronje aangeval het. Cronje besef teen die aand van die 26ste die algehele moedeloosheid van sy manskappe en hy het 'n krygsraad bymekaar geroep. Al die offisiere behalwe kommandant Brits was teen Cronje wat die voorstelling van die stryd bepleit het. Cronje wys hulle daarop dat op die 27ste Februarie, Majuba dag, is 'n beroep gedoen om nie die dag oor te gee nie. Dit was als te vergeefs. Die offisier het verklaar dat Cronje nie voor sonop die volgende môre om 2:15 die oggend van die 27ste Februarie 1900 het die Britte tot 500 tree van die laar af beweeg voordat die boere hulle opgemerk het. Op 60 tree het die boere begin skiet. Teen dagbreek was die Britte ongeveer 90 tree van die laar af ingegrawe. Nadat die eerste bomme op die laar geval het daar skielik 'n paar wit vlae oor die boere gewapper. Cronje stuur sy sekretaris na Roberts dat hy onvoorwaardelik oorgee. Roberts het Cronje versoek om na hom te kom. Cronje se laaste versoek aan Roberts was dat sy vrou, kleinseun en sekretaris saam met hom as kruisgevangene sou dien. Daar was 268 gesneuwel, 1268 Britte hier gesneuwel by Paardeberg, 1367 was daar gewond en 232 vermistes was daar onder die Britte. Ek vermoed dat hulle dalk met die afkom van die rivier dalk verdrink het of weggespoel het. Cronje het oorgegee met 46 offisiere, 3873 manskappe en 150 gewondes. So dis net 'n samevatting van generaal Piet Cronje hier by Paardeberg. Met sy aankoms, nadat hulle van hier af moes geloop het, Modderrivierstasie toe, wat seker omtrent 120 kilometers is, was hy toe met die trein gevat na Groenpunt Stadion toe. Daar was op die skip gelaai en hy was Sint Helena toe gevat. En hier is Kent Cottage, waar generaal Piet Cronje gebly het. Nou, ek is seker geregtig op my opinie. Hy het geen van die Piet Cronje, as hy so op daai huis by Kent Cottage gesit het, het hy 'n pragtige gesig gehad oor die see, oor die Oos-Atlantiese Oseaan. En latere jare, nadat hy teruggekom het toe die vrede van vereniging gesluit was, het hy vir hom 'n soortgelyke huis gebou, daar tussen Klerksdorp en Ventersdorp. Ten slotte,
Ja, as gevolg van generaal Piet Cronje se hardkoppigheid om ook dieselfde aansien te gehad het as generaal Dellery en generaal De Wet, het hom hierdie nederlaag gesorg hierso by Paardeberg. Die boere was baie kwaad vir hom gewees. En so het hy latere jare, staan binne in hierdie boek, 'n sirkusvertoning gaan gee daar in Amerika. En jare daarna het hy ook maar hier gesterf tussen Klerksdorp en Ventersdorp.